Hartlik goeiemôre vriende, ek is Dominee Adrian Bester en ek is leraar by die AP Kerk hier in die pragtige Baaklie Oos in die suidelike Drakensberge in die Oos-Kaap provinsie. En dis vir my 'n groot voorreg om vanoggend en vir die volgende paar oggende saam met u te kyk na 'n paar gedagtes uit die algemene brief van Judas. Ons gaan dan vanoggend saam lees van vers 1 tot vers 3. Maar voordat ons saam lees, kom ons bid eers saam. Here, ons sê vir U baie dankie dat ons vanoggend die voorreg het om weer so vir 'n wyle stil te staan by U woord, en wil ons vir U vra, Here, dat U ons harte ontvanklik sal maak, en dat ons hierdie vermaning en bemoediging, wat Judas ook aan sy eerste lesers geskryf het, dat dit ons ook in hierdie oggend en in hierdie oomblikke sal bemoedig, dat dit ons in ons geloof sal versterk, en Here, dat U deur U woord en deur U gees tot elkeen van ons sal spreek. Amen. Ons lees dan vanoggend saam die eerste 3 verse van die algemene brief van Judas. Judas bestaan uit slegs 1 hoofstuk, so 1 hoofstuk met 25 verse, en ons begin dan by vers 1, die opskrif daar is opskrif en seëngroet, en dan teen die goddelose en valse leraars. Judas, 'n diensknegt van Jesus Christus en broer van Jakobus, aan die wat geroep in God die Vader, geheilig en vir Jesus Christus bewaar is. Mag barmhartigheid en vrede en liefde vir julle vermenigvuldig word. Vers 3 sê dan, geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Tot sover dan ons skriflesing. Geliefdes, hierdie Judas, soos wat dit hier staan, hy was die broer van Jakobus, maar hy was ook 'n halfbroer van ons Here Jesus. So hy was, dis nie Judas Iskariot nie, hy was die ander Judas gewees. En die agtergrond van sy skrywe aan die gemeente, aan sy eerste hoorders, waarskynlik 'n Hebreëse gehoor, 'n Joodse gehoor, was dat daar dwaalleer in die gemeente ingesypel het. Ek wil ons moet vanoggend fokus op hierdie gedagte om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Nou hy skryf hierdie brief uit 'n diep besorgdheid. Hy voel dit noodsaaklik dat hy die gemeente moet vermaan, dat hy hulle moet aanmoedig om kragtig te stry vir die waarheid. Daar het dwaalleraars gekom wat die gemeente binne gesypel het, en hulle het natuurlik die hart van die evangelie aangetas. En nou vermaan hy hierdie gemeente om kragtig te stry vir die waarheid, om met alle erns te stry vir die waarheid. Daar woed 'n stryd, en die taalgebruik hier is oorlogstaal. Want dwaalleer, geliefdes, is 'n ernstige saak, en daarom moedig hy die geliefdes aan om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. En wat, geliefdes, is hierdie geloof? Waarna verwys hy? Wat is die inhoud van hierdie geloof? Die inhoud daarvan is natuurlik Jesus Christus. Die inhoud daarvan is die evangelie. In die woorde van die apostel Petrus in Handelinge 4 vers 12, as hy sê, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Met ander woorde, daar is geen redding buite Jesus Christus nie. Dis alleenlik deur Jesus se soenverdienste dat sondaars met 'n heilige, regverdige God versoen kan word. Hy het immer self gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Daarom is enige evangelie wat Christus plus iets verkondig, 'n valse evangelie. Dis dwaalleer. Dis nie Christus plus my goeie werke, of plus Christus plus die doop, of Christus plus die spreek in tale, of Christus plus my herkoms of stamboom nie.
Nee, geliefdes, dis Christus alleen. En Judas moedig ons ook vanoggend 1900 jaar nadat hierdie brief geskryf is aan om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Dis die ou tyding wat nooit verander nie. En laat u daarom nie meesleer deur enige nuwe openbarings nie, want daar is nie so iets nie. As dit waar is dit nie nuut nie. En as dit nuut is dit nie waar nie. Bly by dit wat in die Bybel, die Ou en die Nuwe Testament staan, en hou vas aan die gesonde leer. Hou vas aan Christus. Kom ons bid saam. Here, ons vra dat u ons sal begenadig, dat u ons sal help om vas te hou aan hierdie geloof wat aan die heiliges oorgelewer is, wat ook so deur die geslagte, deur u woord aan ons oorgedra en oorgelewer is, waardeur ons ook gelowig geword het. Wil ons vir u vra, Here, dat u ons sal bewaar van dwaalleer, dat u ons sal help om te onderskei wanneer iets nie die waarheid is nie, en dat ons alles altyd sal toets aan u woord, dat ons alles altyd sal toets aan die skrif. Ons bid hierdie dinge dan ook vanoggend in diepe afhanklikheid van u, in die naam van Jesus, onze Here. Amen.